Ek hoef nie vir u te sê ons leef in die jaar 2026. Maar kan u dit werklik glo dat daar nog mense is wat kinders kry in 2026? Dit terwyl hulpbronne uitgeput raak, vrede amper 'n vergete ideaal geword het, 'n onbekende toekoms aangebreek het. Nou is die vraag vanoggend nie net aan Christof en Daniel nie, maar aan elkeen van ons wat vanoggend hier in die kerk sit. Wat sal die antwoord wees as hierdie kinders eendag vra, hoekom het julle toegelaat dat ons gebore word? Wat sal ek my kind sê? Wat doen ek om my kind te beskerm teen die mensdom daar buite wat verwaand en arrogant geraak het? Die mens van ons dag wat God as ware afgedank het. Wat eintlik God oortollig verklaar het. Die pakket wat God aangebied is dat mense nog so nou en dan sy huis sal besoek. En as daar iets oorbly in die maand, dan sal ons maar vir die diaken so ietsie gee om te gaan bydra daar by die kerk. Ek hoop hierdie gedagtes wat ek so pas met u gedeel het, skok u vanoggend. Want dit is die beeld wat ons kinders kry van die kerk. Dit is wat hulle dink van die kerk en van God. En dis my en jou skuld dat hulle so dink daaroor. Wat is dus my taak as verbondsouer teenoor my kind? Want ek weet nie of u dit besef nie, maar u en ek is die verwysingsraamwerk van kinders wat in hierdie deurmekaar wêreld moet groot word. Ons lewens moet die antwoorde leef van die vrae wat hulle dikwels nie eers vir hulle self kan formuleer nie. En dan kom God en deur Paulus wil hy vir ons iets kosbaars kom leer hier in 1 Tessalonisense. Hy het gemeentes gestig in baie moeiliker omstandighede as die waarin u en ek vandag leef. En telkens, wanneer daar by hierdie stigting iets plaasgevind het, kom daar 3 terme of 3 woorde wat uitstaan. Ons kan vir mekaar sê, dis die middelpunt of dis die as waarom die hele lewe vandag draai. Geloof, hoop en liefde. En nou sal jy sê, ja dominee, maar hoekom het jy nie vir ons 1 Korintiërs 13 gelees nie? Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan hier oor die vrug van die evangelie daar in Thessalonika. Dit gaan hier oor die vrug van die Gees in ons kinders. Maar saam met hierdie gedeelte wil ek gou vir u 5 verskillende versies uit die Bybel aanhaal wat ek wil hê u moet in gedagte hou. Net ter wille van die besoekers. Dis hoekom die rekenaar hier staan, ek neem die preek ook op en ek sit hom op YouTube en op Facebook, my eie Herman Kok, so u is welkom om daar ook te gaan kyk weer na die tyd. Die 5 versies wat ek wil aanhaal vanoggend is Romeine 15 vers 13, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Dis die eerste een. Die tweede een is 1 Korintiërs 13 vers 13, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Kolossense 1 vers 5, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie. Kolossense 1 vers 23, as julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. En dan die laaste, hier in 1 Tessalonisense 1 vers 2 en 3, ons dank God. Nou liewe Christof en Daniel, liewe verbondsouer, liewe gemeentelid, God se antwoord hier in die Bybel
op die verskeidenheid verleentheid wat daar bestaan teenoor ons kinders, is mos eenvoudig. Leer jou kind om te glo, geloof. Die tweede ding, leer jou kind om te hoop, ten spyte van rampe wat plaasvind. En laastens, leer jou kind om lief te hê. Dis seker die heel belangrikste opdrag, belangriker as enige studie wat ek aan 'n universiteit of 'n tersiêre inrigting kan verwerf. Maar hou in gedagte dat Paulus dit skryf van die gemeente daar in Thessalonika, wat onder baie moeilike en soms haaglike omstandighede staande moes bly. 'n Klein groepie gelowiges, Christene, daar in die Romeinse hoofstad, daar in die provinsie van Macedonië. Paulus het by later geleentheid hulle beskryf as die sout van die aarde. Nou kom Paulus na hierdie mense en hy sê, leer jou kind wat geloof beteken. En dan moet ons sommer vir mekaar vroegtydig sê, geloof moet werk. Geloof beteken nie om 'n klompie Bybelversies of waarhede hier in jou kop te hê nie. Geloof is eerder 'n totale lewenswyse, 'n totale verbintenis. Ons het in Afrikaans die spreekwoord wat sê, dade praat harder as woorde. So, ons kinders sal uit ons lewens agterkom of ons geloof het en of ons geloof speel. Die vraag van môre aan elke ouer, werk jou geloof? Werk dit so dat jou kind jou as 'n verwysingsbron kan opgee op sy CV eendag as hy praat oor geloof? Want geloof beteken om te kies. Jou kind moet in jou die maniere, die metodes sien van hoe afgode beveg word. Hoe jy jou keuses laat beïnvloed deur jou geloof in God. Hoe jy nie toelaat dat enige iets bokant God kom in jou prioriteitslys nie. Dat God altyd heel bo aanstaan. Uit baie oorde kom daar antwoorde en kitsoplossings na jou en jou kind toe oor hierdie ernstige lewensvraagstukke. 5 stappe tot geloofsgroei. Ons ken al hierdie boekies wat geskryf word. Maar hoe skei jy die kaf van die koring? Want geloof bestaan nie in die geheim nie. Daardie jong gemeentetjie in Thessalonika het die wêreld om hulle aan die praat gehad oor hulle geloof. Wat sal jou kind vandag van jou geloof sê? Ons skuld ons kinders en die mense van ons tyd, dit wat in die chaos van die land in ons land aangaan, ons skuld hulle geloof. Geloof wat werk. Geloof wat keuses maak. Geloof wat oral waar jy gaan geleef word. Want geloof is 'n onwrikbare, onwankelbare vertroue in God drie-enig. Die tweede les wat ons kinders moet leer, is om te hoop. Want die kerk is die draer van hoop. Die boodskap van die kerk in die wêreld in nood is 'n boodskap van hoop. Hierdie boodskap word deur jou mond en jou houding en jou standpunte, ja selfs jou grappies en die lewe na die wêreld uitgedra. Die boodskap is, hou op vrees, hou op raas, hou op beklei, want daar is hoop. En dan sien ons in die wêreld so baie mense wat hooploos geraak het. Nie hopeloos nie, hooploos. En ek kom daar nie tye in elkeen van ons se lewe wat ons ook die hoop begin verloor nie. Die een steunpilaar na die ander gee pad onder ons. Die een anker na die ander word losgesny. Wees nou maar baie eerlik vanoggend met jouself. Het jy nog hoop?
Jou kind sien die hooploosheid in jou oë as jy praat oor die sake van die dag. Jou kinders se staan of val in die nuwe wêreldbedeling is of jy vir hulle hoop kan kommunikeer, kan oordra en prakties kan uitleef. Ja, die Here bring struikelblokke oor ons lewens. Goed wat maak dat ons hooploos, maar dalk ook hopeloos wil raak. Hoop sien Jesus Christus raak. Jesus wat gesê het, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. My liewe broer en suster, as jy dit onthou, sal jy nooit hooploos raak nie. Christof, Daniel, daar gaan tye kom in die opvoeding van jou kind. Ja, die ma's oor die algemeen wat dit voel. Ek kan nie meer nie, want ek hou net aan raas en ek hou net aan slaan. Moet nooit hooploos raak. Hou Jesus Christus voor oë en jy sal sukses behaal. Hoop het betekenis vir vandag, want hoop reik nie net uit na die wederkoms van Jesus nie. Hoop is nie vaag en ver nie. Hoop leef in die teenwoordigheid en onder die leiding van die Heilige Gees. Hoop is nou. As daar nie hoop was nie, sou u en ek nie vandag hier gewees het nie. Sou Christof en Daniel nie vir klein, wat is die naam nou? Adeline, kom doop het nie. As daar nie hoop was nie, sou u en ek nie opgestaan het en aangegaan het met die lewe nie. Hoop laat 'n gewone mens lyding anders hanteer. Hoop laat jou uiteindelik met 'n vonkel in die oog sterf, want dan gaan hoop oor en aanskoue. Hoop is nie net 'n emosie hier binne nie. Hoop is meer as om 'n optimis te wees. Vir ons wat Jesus in die oog het, word hoop daardie dryfkrag om te doen. Om alles te doen om ander mense sonder koste kan help. Dalk om siekes te versorg. Dalk om geweld te werk. Hoop, my liewe broer en suster, moet die kerneienskap van 'n Christelike gesin wees. Maar dan moet ons kinders ook leer lief hê. Paulus kies vir die Korintiërs tussen die 3 en dan kies hy as die grootste die liefde daar in 1 Korintiërs 13. Hy prys die mense in Thessalonika omdat hulle hul liefde inspann. Liefde wat nie gewys word nie, is nie liefde nie. En hierdie mense het hulle liefde teenoor mekaar, maar ook teenoor ongelowiges wat hulle pad kruis gewys. Die eerste gebod is mos, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die twee kan nie geskei word nie. As jy jou naaste lief het, sal die wêreld weet dat jy God lief het. Die vraag is, wat sien jou kind in jou? Wat sien my kind in my lewenswandel en handel? Want liefde trek nie grense nie. Leer jou kind om met Jesus se oë na ander skepsels te kyk. Dalk is dit iemand in 'n plakkerskamp. Dalk is dit iemand op 'n park, op 'n bankie daar in die parkie. Dalk is dit iemand in 'n dodesel. Dalk is dit 'n politieke opponent. Jou kind sal Christelike liefde verstaan as jou oë die nood van mense rondom jou begin raak sien. As jou voete die verlossingsboodskap na hulle toe dra en jou oop hande mense help. Moenie jou kind probeer leer waar liefde stop nie, want liefde is grensloos. Liefde laat jou en my soms weerloos staan, dit maak jou kwesbaar, dit maak jou broos. Hoe praat ek en jy in die huidige politieke bedeling
waar ons kinders hoor as ons met ander groot mense praat. Wat hoor ons kinders? Hoe bly jy by Christelike liefde as vuiste gebal en maniere rondom jou geswaai word? Onthou, die geskiedenis het bewys, en die Bybel het vir ons bewys, dat liefde uiteindelik oorwin. Dit was die merke in Jesus Christus se liggaam, wat die disippels uiteindelik laat glo het, dat hy hulle waarlik lief het. En dit sal met ons as kerk van Jesus Christus nie anders wees nie. Die merke van die kruis wat ons dra sal getuig en sal die wêreld laat glo. Gelukkige gesin bestaan uit mense wat liefde koostig uitdeel sonder om ooit te vra om terug te ontvang. Aan die begin het ek gesê, dis nie 'n grap om 'n kind in 2026 groot te maak nie. En ek het ook vir u die verleentheid so vinnig geskets. Maar God se antwoord, sy waarborg resep vir julle as doopouers, vir elkeen van ons as gelowiges, is geloof wat vashou, hoop wat leef, liefde wat alles sal oorwin. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, as ons stil word vanoggend, dan besef ons weer hoe sondig en hoe nietig ons voor U is. Ja, en dat ons selfs mense wat nog kinders kry bevraagteken het. En dan kom U met U woord so hard en duidelik, geloof, hoop en liefde. Ons staan skuldig vanoggend voor U. En ons wil pleit dat U deur die werking van U Heilige Gees in elkeen van ons harte weer geloof, hoop en liefde sal vestig. Here, dat ons kan weet deur die liefde oorwin ons alles. Die hoop is daar, want ons het hoop op die ewige lewe, dat ons 'n geloof sal hê wat werk tot eer en verheerliking van U koninkryk op aarde. Dankie vir 'n voorreg om die sakrament van die doop vanoggend weer aan klein Dalien te kan bedien. Here, maar ons dink aan Christof en Daniel, die groot verantwoordelikheid op hulle skouers. Help ons as gemeente om hulle te dra in hierdie proses, om hulle te ondersteun, om vir hulle te bid, dat hulle ook vir haar, die Here, 'n werklikheid in haar lewe sal maak. Dankie dat ons tot U kan nader in gebed. Dankie dat ons kan weet, U is ons Vader in die hemel. Amen. Geliefdes in die Here, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en van harte daarop vertrou. Ons bedien die doop omdat God 'n genadeverbond met die gelowige mens gesluit het. Hy het vir Abraham gesê in Genesis 17 vers 7, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. In die Ou Testament was die besnydenis en die Pasga tekens dat die verbond geldig is. In die Nuwe Testament het Christus Jesus die verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk kom bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop in Matteus 28 in die plek van die besnydenis gegee en die nagmaal in die plek van die Pasga. Elke verbond het egter twee kante. Aan die een kant het God hom verbind om ons God te wees en ons te seën, maar aan die ander kant moet ons hom in die krag van die Gees uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid van harte lief hê en vertrou en dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is baie ryk aan betekenis. Deur die doop in die naam van God die Vader bevestig hy dat hy as Vader ons in sy genadeverbond insluit en tot sy kinders aanneem. Wil hê jy moet mooi luister.
Dis 'n drievoudige versekering. Eerstens as God die Vader. Tweedens, deur die doop in die naam van God die Seun word ons aan Jesus Christus as die Seun van God verbind. Sy bloed was al die sonde af. Die doop is die teken en die seël van die belofte van hierdie afwassing. En derdens, deur die doop in die naam van God die Heilige Gees, gee God aan ons die driedubbele versekering. Hy woon deur sy Gees in ons en regeer en vernuwe ons lewens daagliks.